Goeiedag, dis 'n groot voorreg om weer vanoggend saam met jou te wees. En my tema vir vandag is dankie, dankie, dankie. Dankbaarheid is iets wat ek agtergekom het 'n mens moet beoefen. En ek wonder, hoe beoefen jy jou dankbaarheid? Hoe bou jy daai spiere van dankbaarheid? En baie keer kom dit nie net van self nie, sowel jou siel daarna smag, is daar 'n komponent waar jy dit moet beoefen. Nou, ons is gelukkig, ons het twee jong mense in ons huis, en ek kan onthou vandat ek klein was, moes ek gereeld sê, hoor hierso, gaan sê vir die mense dankie. Hoor hierso, onthou as ons klaar, asseblief en dankie, onthou, en in die begin was hulle nie noodwendig dankbaar, so het nie van 'n plek het gekom, my siel smag na dankbaarheid nie. Maar na tyd, want het hulle agtergekom, hoor so, maar ons hoef nie altyd, ons is nie entitled tot enige iets nie. Ons is nie eie geregtig op enigiets of geregtig op enige iets nie. En dit het veral begin gebeur toe hulle sien wat in ander huise aangaan, wat in ander lande aangaan, en dit het by hulle dankbaarheid gekweek van dat hulle deesdae baie makliker dankie sê. Want nie almal het elke dag 'n bord kos nie. Nie almal slaap dalk in 'n warm bed nie. So soms moet jy dankbaarheid begin oefen en later sal jy dankbaar begin voel. Nou in Jesus se tyd was daar die gebruik by van die Jode om daagliks 18 seënbede te bid. En in die Hebreëse seënbede het begin met geseënd. Geseënd is God. En wat hulle eintlik baie goed gedoen het en wat ek baie geleer het uit, is dat hulle het guns wat hulle beleef het verbind aan die gewer. Wat dan later gemaak het dat hulle die goeie, die guns al hoe meer begin raak sien rondom hulle. So die Jode sou daagliks, oggend, middag, aand, en dan op die Sabbat sou hulle ekstra bidgeleente of seënbede bid. So hulle sou gereeld deur die dag, sou hulle dankgebede, seëngebede bid. So hulle het dankbaarheid geoefen. So die term vir dankbaarheid en om dankbaar te wees in Hebreëus is, ek gaan probeer om dit uit te spreek, hekarat hatov. Maar dit gaan daaroor, daai term sê vir ons om die goeie te herken. So jy sien en jy herken die goeie rondom jou raak. En daar was iets van die beeld van jy lig jouself uit met dankbaarheid uit jou huidige omstandighede. Ander kant jouself, binne in God se teenwoordigheid in. So ek wil vir jou vanoggend 'n paar voorstelle maak oor hoe jy moontlik jou dankbaarheid kan oefen. Miskien wil jy jou eie seëngebede skep en dit dan bid. Hoe kan jy begin? Maak dalk 'n lys van alles waarvoor jy dankbaar is. Van die goed wat jy dink, ag, ek hoef nie daarvoor dankbaar te wees, sit dit ook op. En dan skryf jy jou eie seëngebede. Kom, ek gee vir jou 'n voorbeeld of twee. Ek het my eie seëngebed klink soos volg. Geseënd is u Vader vir die wonderlike gesin en familie wat u aan my geskenk het. Geseënd is u Vader vir my gesondheid. Geseënd is u Vader vir my goeie besigheidsidees. Geseënd is u Vader vir die onvoorwaardelike liefde wat ek van u af ontvang en dan soms van mense rondom my. So hierdie seëngebede, en dis die interessante van dankbaarheid, die oomblik as jy dankbaarheid begin wys, maak jy ook ander mense, ek wil amper sê, gelukkiger. So in die dankbaarheid teenoor God, is hy ook gelukkiger. Wanneer mense dankbaarheid teenoor jou bewys, voel jy ook, maar dis lekker om dit te hoor, dit maak jou ook gelukkig. So skryf seëngebede neer en bid dit. 'n tweede oefening wat jy kan doen is 'n dankbaarheids WhatsApp of 'n dankbaarheids DM. En jy kan dit soos volg doen. Dink dalk aan iemand wat in die afgelope 12 maande baie goed was vir jou. En dan skryf jy 'n brief of 'n WhatsApp of 'n DM en moet dit nie vir die persoon stuur nog nie.
En dan bel jy die persoon en kyk of kan jy die persoon in persoon ontmoet. Jy moenie vir die persoon sê waaroor nie. En dan wanneer jy daar gaan sit, verras die persoon en lees vir hulle hardop wat in jou WhatsApp staan of in jou DM staan en dan na die tyd stuur dit vir hulle. My skoonma is so ruk gelede oorlede en ek het net weer by daai begrafnis geluister na mense wat hulle dankbaarheid teenoor haar uitgespreek het. En ek het self beleef dat ek wens so ek kon nog vir haar net iets van my dankbaarheid wys. Want ek sien dat sy as 'n geskenk aan ons gegee is deur die Here. Maar ek is baie dankbaar oor die gemeente en die gemeenskap rondom haar. En hulle het ons op ons hande gedra uit dankbaarheid vir wat hulle vir haar beleef het en wat hulle uit haar wat sy vir hulle beteken het. So dankbaarheid is aansteeklik. 'n derde oefening wat jy kan doen is dalk net terug te kyk oor jou dag. En te gaan net te dink, maar waarvoor is ek diep dankbaar en notas te maak daaroor en net dankie te sê daarvoor. Of dink oor watter situasie deur die dag het ek sy guns gesien, het ek sy gawes gesien, het ek sy teenwoordigheid raak gesien en sê dankie daarvoor. En dan 'n laaste eenvoudige oefening, lees gereeld die psalms. Psalm 103. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof, en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugtige krag van die arend skenk. Of Psalm 136, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek het besluit om in die volgende week my eie kort dankbaarheidsgebede te vat, wat ek nou vir jou gelees het, en dit vir die volgende 7 dae, die oggend, die middag en die aand, te bid. Ek wil jou uitnooi om myself te doen. Skryf jou seëngebede neer en bid dit vir die volgende 7 dae. Onthou om daardie dankbaarheidsspiere aan te hou bou. Dis goed vir jou. Amen.